Ons gaan lees uit 1 Konings 3 van vers 2 tot 15 en ons tema is vra en vir jou sal gegee word. Van vers 2, 1 Koning 3. In daardie tyd het die volk nog altyd dier op die hoogtes geoffer, omdat daar nie 'n tempel vir die naam van die Here opgerig was nie. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid, sy pa, hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar 1000 brandoffers gebring, 1000 bees. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: "Wat wil jy hê moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo: "U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, u het my koning gemaak en my vader Dawid se plek. Maar ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur u uitgekies is. 'n Groot volk, te veel om te tel." Vers 9. "Gee my die gehoorsaamheid aan u, dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê. Want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer?" Die Here het dit goed gevind dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê: "Omdat dit jou versoek is en jy nie vir 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyand gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees, solank jy leef nie. As jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee." Toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem toe en daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hy het ook 'n feesmaal vir al sy amptenare gegee. Net tot daar. As daar nou 'n teks is wat vir my 'n tamaletjie is en wat ek nou nie altyd verstaan wat dit is en hoe moet mense dit hanteer, en dan is in Matteus 7 vers 7 waar die Here sê, "Vra en vir jou sal gegee word." En daar is so baie opinies oor daai teks. En as mens met mense praat, dan hoor jy so baie, party mense sê, jy kan vra net wat jy wil. En die Here sal vir jou gee. Jy kan vir die Here vra vir 'n geel Ferrari met leersitplekke en silwer merks. Jy kan dit vir die Here vra. Dan is ouens wat sê, nee, jy mag nie, jy vra net vir 'n kar, en dan sal die Here vir jou gee, en dan moet jy aanvaar dat wat die Here vir jou gee. So daai teks was nog altyd vir my, en ek is nou eerlik met julle, ek het nie 100% die antwoord op daai teks gehad, tot die voorbereiding van die preek, want ek ken mense wat vir baie spesifiek bid, en baie spesifiek vir die Here sê, ek wil dit en dit en so en so en so hê, en dan kry hulle dit. En dan is daar ouens wat sê, Here, ek het dit nodig, gee vir my uit u goedheid, en dan kry hulle dit ook. So, vra en vir jou sal gegee word. En as kind het ons altyd geglo, ek weet nie of julle dit hier ook doen nie, maar as jy opkyk in die hemelruim en daar is 'n verskietende ster, dan moet jy 'n wens maak. En dan gaan, as jy daai ster sien, dan solank al wat jy daai ster sien, so groot gaan jou wens wees. Maar ek moet sê, ek kan nou nog nie onthou wat ek al gewens het nie, en ek weet nie wat van dit al waar geword het nie. Maar, en dan, weet ek nie, wie van julle, die hoender het ons so 'n wensbeentjie, ken julle dit ook? Ja, dan moet jy ons die wensbeentjie breek,
En dan moet jy nou, hou jy hom so onder te boon, die een wat die langste stokkie trek, se wens gaan waar word. 200 mense, allerhande sulke dingetjies wat ons oorwen. Daar's mense wat, veral in Europa, dan ons die wenspitte ook, hulle gooi geldjie in, en dan wens hulle, en dan, ja, my pa het 'n gesigte gehad, wat ek nou nie dalk in die kerk kan noem nie, maar hy het gesê, wens in die een hand, en doen iets aan in die ander hand, en dan sal jy sien wat er een word waar. So, maar vandag wil ek vir julle sê, watter wense jy moet die Here kom waarmaak in jou lewe? As Jesus in 'n droom aan jou verskyn en vir jou sê, vra wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee. Wat sal jy vra? Wat wil jy die heel graagste vandag uit God se hand ontvang? Ek is eerlik, ek het verlang gedink, God het vir Salomo 'n keuse van 3 gegee. En dat hy toe nou wysheid gekies het. Maar as jy nou mooi hier lees, dan het God nie vir hom 'n keuse gegee nie. God het vir hom gesê, vra. Vra, wat wil jy hê moet ek vir jou gee? Staan hier in 1 Konings 3, vers 5. Wat wil jy hê moet ek vir jou gee? En dan 2 Kronieke 1 herhaal hierdie hele verhaal. En dan sê die Here dieselfde. Hy sê, vra, wat moet ek vir jou gee? En dit laat 'n mens net skielik besef, wow, wat sal gebeur as die Here vanaand vir my kom sê, vra, wat moet ek vir jou gee? Jy het 'n minuut. Jy het 'n halfuur, jy het 10 sekondes. Wat moet ek vir jou gee? Ek dink my kop gaan high wire van. Here, geef my genoeg geld om almal te kan help, dat almal genoeg geld kan hê. Of Here, geef my gesondheid. Of Here, gee vrede in hierdie wêreld, dat almal tog net niemand vir mekaar sal kwaad wees en almal vir mekaar lief sal wees en dat daar geen onmin sal wees nie. En Here, geef my genoeg van alles. Of wat is jou behoefte? Wat sal jy antwoord? As God vir jou sê, vra, wat moet ek vir jou gee? Die Here kom met 'n blanke check na Salomo toe en sê van, vul dit in wat jy wil. En ek sal vir jou gee. Maar Salomo antwoord uit 'n heel ander oogpunt uit. En Salomo begin en hy sê, Here, ek is vandag koning, omdat U 'n belofte aan my pa gemaak het. Ek is maar jonk, ek is nou maar eers 20. Ek moet hierdie groot volk, wat my pa so goed gelei het, moet ek nou kom lei. Ek het geen ondervinding nie, ek weet nie hoe nie. Ek het in my lewe nog nooit 'n koning nie. Here, ek is vandag hier, omdat U my vandag hier gesit het. En ek dink, dit is die eerste ding, as die Here van ons sê, vra en vir jou sal gegee word, om te sê, wat maak ek vandag hier, waar ek is, in hierdie wêreld, tussen hierdie mense, op hierdie plek? En dit is die eerste wat ons van mekaar moet sê, wanneer die Here vir jou sê, vra, wat maak ek hier? Wat maak ek op 6 April in Gansie, tussen al die mense wat ook saam met my hier bly, en hoe het ek hier gekom? En wanneer ons dit besef, en wanneer ons vir Salomo gaan sê, Here, U het vir my pa belofte gemaak, U het my pa geleer, my pa het my geleer, ek is vandag hier, omdat dit U wil is. Ek is vandag hier, omdat U dit beplan het. En jy is vandag in die kerk, omdat die Here jou vandag hiernatoe gebring het. Want hy het 'n plan met jou vandag, op 6 April, 10:10, in Gansie. En wanneer ons besef, dat ek is wie ek is, omdat God dit so wil, dan gaan my denke verander, rondom wat het ek nodig. En dan kan ons na God toe gaan, en wanneer hy vir ons vra, wat het jy nodig? Dan gaan ons reg antwoord.
Want Salomo antwoord in die eerste plek, hy sê, Here, gee my gehoorsaamheid. Gee my gehoorsaamheid aan U, dat ek hierdie volk sal reg sal regeer, en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer? So hy vra twee goed. In die eerste plek vra hy gehoorsaamheid aan God. As jy in watter situasie jy ook al is, in watter krisis jy ook al is, wat ook al op hierdie stadium in jou lewe gebeur, die eerste ding wat ek en jy moet vra, is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. Want as ek aan God gehoorsaam is, dan gaan ek mos luister wat God vir my sê oor hoe moet ek hierdie situasie waarin ek is, hoe moet ek dit hanteer. En dan uiteindelik vir die Here sê, Here, maak my ore toe vir die wêreld, maak my ore toe vir wat mense vir my sê, en mense se opinies, en wat die nuus sê, en wat almal sê, en dat ek nie gehoorsaam sal wees aan die stemme rondom my nie, maar dat ek gehoorsaam sal wees aan U. Want in elke situasie waarin ons is daar baie stemme. En baie keer maak ons besluite op grond van al die baie stemme wat ons hoor. Maar is ons gehoorsaam aan God? En dit is die eerste wat ons vir God moet vra. As die Here vir ons in Matteus 7 vers 7 sê, vra en vir jou sal gegee word. Moenie in jou inkopieslys afgaan en wonder, wat het ek nou nodig? Wat kan ek vir die Here vra nie? Maar die eerste ding wat ons moet vra is, Here, maak my gehoorsaam aan U. Want as jy en ek gehoorsaam is aan God, dan weet ons, Here, as ek naby aan U is, en my oor ingestel is op U stem, en U vir my opdrag gee en ek dit uitvoer, dan sal ek okay wees. Dan sal dit met my goed gaan. Ten spyte van omstandighede, ten spyte van wanneer dit materieel lyk of dit woord, is dit nie? Dit is gevaarlik om te sê, Here, maak my gehoorsaam aan U. Maar ons almal weet dat gehoorsaamheid kom van so klein babatjie af. Ons leer ons kinders dissipline sodat hulle gehoorsaam moet wees. Ons leer hulle van die lewe sodat hulle gehoorsaam moet wees. En daarom moet ek en jy gehoorsaam wees aan God. Here, maak my gehoorsaam aan U, al vra dit af en toe dat ek 'n pak slaag moet kry. Al daar gedink. Dis die eerste wat ons moet vra. En van die begin van Genesis af tot met Openbaring is dit 'n verhaal van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Oral waar daar ongehoorsaamheid was daar straf. Sodat daai persoon of die volk weer in lyn met God moet kom. Oral waar daar gehoorsaamheid was daar seën. Adam en Eva was ongehoorsaam, daar was 'n straf. Noag was gehoorsaam, daar was seën. So die oomblik wanneer ons 'n bietjie introspeksie gaan doen en vra, Here, die situasie waarin ek nou is, wat was my aandeel daaraan? Was ek nou ongehoorsaam? Here, ek is bereid om die gevolge te dra vir my ongehoorsaamheid. Vra vir gehoorsaamheid en God sal dit vir jou gee. In Johannes 5 vers 3 sê, die liefde van God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam. Want wanneer ons vir die Here vra, maak my gehoorsaam, dan is ons daarop ingestel. Dan die tweede wat hy vra, as hy sê, Here, dan vra ek in alles insig, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer? Geef my insig. En dan sê die Here, maar ek sal vir jou wysheid en insig gee. Geef my insig. 2 Kronieke 1 vers 10 praat weer van, geef my kennis. En hierdie drie, wysheid, insig en kennis, loop hand in hand. En as jy wysheid, insig en kennis het,
dan gaan jy kan doen wat jy moet doen. En dis Spreuke 9 vers 10 vat hierdie konsepte saam en sê, gee jou aandag aan 'n wyse mens en hy kry meer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. En dan vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. So as ek insig wil hê, dan moet ek eers kennis hê. En hoe doen ons kennis op? Kennis deur boeke, deur studie. As jy kennis wil hê, dan moet jy uitvind daaroor. Jy moet gaan navorsing doen, jy moet daaroor gaan oplees. En hoe meer jy daaroor oplees, hoe meer kennis kry jy. En hoe meer weet jy van dit. En die belangrikste is dat ek en jy kennis van God sal hê. Ons moet God ken. Ons moet weet wie God is. Want anders maak ons allerlei afleidingkies. En as jy nie by God uitkom en God ken nie, dan gaan jy nie die waarheid ken nie. En daarom moet ons tyd maak om Bybel te lees, tyd maak om Bybelstudie te doen, tyd maak om kerk toe te kom, tyd maak om meer van God te leer. In omstandighede, in situasies, deur die getuienis van mense. Want kennis gee krag. Die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek van kennis. Ken jy die Here? Of weet jy net van hom? En om hom te ken, moet jy tyd met hom spandeer. En om hom te ken, moet jy moeite doen om meer van hom uit te vind. En dis die eerste wat Salomo dan vra, as hy vra vir insig, moet hy eers hy moet met God in verhouding kom. Hy moet met God kan connect. Hy moet God leer ken. As jy 'n meisie ontmoet, en trou jy sommer die volgende dag. Nee, jy moet mekaar leer ken. Jy moet nog eers 'n bietjie tyd saam spandeer en jy moet nog eers 'n pad saam stap en ja, party ons trou baie vinniger as ander want hulle leer mekaar baie vinniger ken. Maar jy moet mekaar ken. Jy moet tyd saam spandeer. En dis die eerste ding wat Salomo vra. En kennis is om seker te gaan maak dat as iemand iets sê, om dit te gaan toets aan die woord en seker te maak, dit is wat die woord sê. Dis kennis. Ek en jy moet kennis opdoen. Here, geef my kennis. So vra en vir jou sal gegee word. Here, ek vra kennis. Kennis van U. Kennis van die woord. Leer my. En dan sê die woord ook vir ons, maar die Gees sal julle alles leer wat julle moet weet. Vra vir die Heilige Gees om vir jou kennis te gee. Ongelukkig is dit werk. Om kennis te kry is werk. En as jy lui is, gaan jy nie kennis opdoen nie. Daarom is dit nodig om tyd met God te spandeer sodat ons kennis sal kry. En dan volgende een is wysheid. Wat is wysheid? Wysheid is om die kennis wat jy het te vat en deur dit te sif en te kyk wat is toepaslik vir 'n spesifieke situasie of omstandigheid. So jy moet die wysheid hê om al die kennis wat jy het uit te kan versamel en te weet hierdie kennis kan ek gebruik in hierdie situasie. Maar die Bybel het baie regheid oor wysheid en hy sê vir ons in Jakobus 3 Jakobus 3 vers 13. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. En met ander woorde,
Iemand wat jaloers is en iemand wat kwaad stook en iemand wat moeilikheid veroorsaak, is nie 'n wyse persoon nie. Dis wat die Bybel vir ons sê in Jakobus 3. Die soort wysheid, dit is nou die wysheid wat waar daar bittere naaiwer en selfsug is. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, duiwels. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerlei gemeene dade. Dan het jy mos nie wysheid nie. So as jy in 'n situasie is en daar's chaos en die persone aan beheer daarvan sê maar ons het wysheid en jy kyk na die uitvloei van hulle wysheid, dan kan jy vir hulle sê maar julle het nie wysheid nie. Want as julle wysheid gehad het, sou jy nie nou chaos gewees het nie. Want waar daar wysheid is daar die volgende, vers 17. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Dis God se wysheid. Dis die wysheid waarvoor ons moet vra. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Dis insig. Om hierdie wysheid wat God vir jou gegee het, prakties te kan gaan toepas, sodat daar 'n goeie verhouding met God kan wees, en sodat daar vrede gemaak kan word. So insig is om hierdie kennis wat jy het oor God, met wysheid te kan gaan selekteer, wat is nodig vir hierdie spesifieke situasie, en vir die Gees te vra, om met dit, hierdie situasie met insig te kan oplos tot eer van God. En wanneer Salomo vra vir dit, dan vra hy eintlik iets baie groot. Want as jy wysheid, insig en kennis het, gaan jy weet hoe om jou finansies te bestuur. Gaan jy weet hoe om enige situasie te bestuur. Gaan jy weet wat se besluite om te neem. Want jy vra mos vir die Here, Here gee vir my wysheid en insig en kennis in hierdie spesifieke situasie om dit reg te kan hanteer. Ek vat nou maar net 'n voorbeeld. Verlede jaar toe dit so droog was, ek dink dit was September, Oktober, het ek 'n gesprek met iemand gehad en gesê, hoor, ek dink wat moet ons doen met hierdie droogte? Moet ons 'n middag verreën nou? Wat moet ons doen? Hoe gaan ons hierdie droogte hanteer? En dis die persoon se antwoord, hoekom wil julle bid vir reën? Hoekom vra julle nie vir die Here vir wysheid om die situasie waarin julle is, die beste te kan hanteer tot eer van sy naam? Ek moet sê, dit het nogal 'n bietjie my kop aan die gang gesit. Weet, want vra, Here gee vir ons reën, maar dalk is daar 'n rede hoekom die Here die reën bietjie laat uittrek het tot Desember toe. En dat ons vir die Here vra, Here gee vir ons wysheid, sodat ons hierdie situasie wat ons het reg kan hanteer. Want ons het kennis, die van julle wat al jare hier bly, dit was nie verlede jaar die eerste droogte waardeur Botswana is nie. Daar was al baie droogtye gewees. So julle het kennis van droogtes. Here gee vir ons die wysheid om al hierdie jare se kennis bymekaar te bring, almal bymekaar kom en te praat oor hoe het ons hierdie situasie hanteer. En dan vir Here te sê, Here gee vir ons die insig, want ons het hierdie wysheid van almal het al ondervinding. Gee vir ons die insig om dit in hierdie huidige situasie te kan toepas. Verstaan julle? Here, ek het hierdie krisis. Here gee vir my kennis. Ek gaan opbreek daaroor. Ek gaan mense vra, ek gaan kundiges bel, ek gaan uitvind rondom ander wat ook hierdie situasie beleef. Ek wil kennis opdoen. Here gee vir my die wysheid om uit al hierdie kennis uit inligting te vat, sodat ek in my situasie hierdie situasie kan hanteer. En Here, met die kennis wat ek het en die wysheid wat U vir my gee, gee my insig om dit tot uitvoer te kan bring
tot eer van U naam. As ek en jy vandag vra vir wysheid, insig en kennis, dan vra ons in die eerste plek, Here, gee my kennis van U. Here, ek wil U ken. Here, ek wil weet wie U is. Ek wil nie U net aanbid as my Vader nie. Ek wil weet hoekom sê ek vir U Vader. Ek wil nie net bid en sê, Here, U is die versorger van almal nie. Ek wil weet hoekom is U die versorger. Ek wil sien hoe U versorg. Gee vir my kennis. Kennis van God, kennis van U werke. En dan moet jy gaan navorsing doen. Dan moet jy jou Bybel lees. Dan moet jy gaan getuienisse vra van mense wat al belewennisse gehad het. So dis die eerste wat ek en jy moet doen wanneer ons vra vir kennis. Kennis van wie is God werklik? Ons bou baie keer ons geloof op wat ons hoor van ander, omdat ons te lui is om ons eie Bybel te lees. Sorry vir die tone waarop ek trap, maar seker julle het almal harde puntskoene aan. Maar ons is baie keer te lui om self kennis van God op te doen. Dit is makliker om dit net van ander te kry. Maar as jy werklik kennis van God wil hê, dan vra dit dat ek en jy tyd met God sal spandeer. Die eerste ding, Here, gee my kennis van U. Here, gee my wysheid. Wysheid om dit wat U alles vir my gegee, die kennis, en die kennis wat U vir elkeen wat vandag hier is, oor U geleer het. Here, gee vir ons wysheid in dit in 'n spesifieke situasie, al daai kennis bymekaar te vat. Dink net as ons, almal wat vandag in hierdie kerk gebou is, daar's 'n krisis hier, sê nou maar daar's 'n krisis. En ek sê, okay, almal, ons hou 'n gemeentevergadering, kom by mekaar. En julle almal kom, en ek sê, wie van julle was al in 'n soortgelyke krisis? En elkeen sê, hoor jy, ek het dit beleef, ek het dit uitgevind, ek het so gedink, ek het dit gedoen. Dan word almal verryk, is dit nie? En dan raak ons wys daardeur, en dit is hoe die Here vir ons dan wysheid gee. En dan vra ons vir Here, gee vir ons insig deur die Gees, om dit wat ons hier onder mekaar gehoor en beleef het, uit te leef tot eer van U naam. Gee vir ons daai insig. Gee vir ons insig in mekaar se lewens. Want onthou, ek het 'n sekere klomp kennis, en ek het sekere klomp wysheid, maar ek het nie noodwendig insig in jou wysheid en in jou kennis. Maar wanneer ons by mekaar kom en ons praat en ons leer, dan begin ons insig kry in mekaar se lewens. En ons begin mekaar verstaan. En wanneer ons mekaar verstaan, dan kan ons begin saamwerk. En kan ons die koninkryk in gansie laat groei. Vra en vir jou sal gegee word. Wat is jou begeerte op hierdie oomblik? Here, ek het dit nodig. Here, gee vir my gehoorsaamheid aan U, sodat ek sal hoor wat U vir my sê rondom dit wat my behoefte is. Here, gee vir my die kennis dat ek kan meer en meer uitvind rondom dit wat my behoefte is. Here, plaas my in kontak met mense, sodat ons saam wysheid sal kry hoe om dit wat my behoefte is te kan hanteer. Here, gee my die insig om hierdie probleem of hierdie situasie op te los met al hierdie inligting wat ek het, sodat U naam verheerlik kan word. Dit laat ons 'n bietjie anders dink. In plaas daarvan om net te vra en net inkopieslys te hê en te sê, Here, gee my dit en dit en dit en dit, vir die Here te vra vir gehoorsaamheid, vir wysheid, insig en kennis. En dan
dan is ek tot alles in staat. Hoekom? Omdat Christus my die krag gee. Salomo het daai twee goed gekies en God het hom geseën met baie meer as wat hy ooit voor kon gevra het. Be careful what you wish for. Want as jy net hierdie vra, dan gaan jy net hierdie kry. En God wil dalk vir jou baie meer gee as dit. Maar as jy hierdie vra, gaan God vir jou gee. God se uitnodiging is vandag aan my en jou gerig. Vandag kom God na my en jou toe, nie eers deur 'n droom nie, sommer deur sy woord. In 1 Konings 3 vers 5. En hy kom vra vir jou vanoggend, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Kom ons gebruik 'n paar oomblikke. En dan bid jy. Met dit wat ek nou gepreek het, of dit wat op jou hart is. Maar dan antwoord jy op hierdie vraag. As God vandag, hy staan voor jou uit 1 Koning 3 vers 5. En hy vra vir jou vandag, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Kom ons maak die oë toe. En dan gaan jy in gesprek met God rondom hierdie vraag. Wat wil jy hê, moet ek, wat God is, vir jou gee? Paar oomblikke van stil gebed. Here, vandag besef ons net dat wat Jesus vir ons in Matteus sê van vra en vir jou sal gegee word, baie groter as my alledaagse behoeftes. Baie groter as materiële dinge, is baie groter as fisiese goed. Ja, Here, wanneer ons by Salomo gaan leer, dan besef ons dat ons in die eerste plek moet vra vir gehoorsaamheid. En ek wil vandag namens Gansie, namens elkeen wat deel is van hierdie erediens, vir u kom vra, Here, gee vir ons gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan u. Nie gehoorsaamheid aan die wêreld of gehoorsaamheid aan strukture of gehoorsaamheid aan wie ook al nie, maar gehoorsaamheid aan u. Here, maak ons ore oop dat ons u stem kan hoor. Maak ons oë oop dat ons kan sien wat u in ons lewens doen. Here, en wanneer ons ongehoorsaam is, dan moet u maar vir ons ook maar 'n pak gee, dat ons weer in lyn kan kom met wat u van ons verwag. Vader, dan vra ons die tweede ding wat Salomo vir ons kom leer het, en dit is, gee vir ons insig, gee vir ons wysheid, kennis en insig, om u wil te kan uitvoer. Here, elke van ons in hierdie dorp
is hier met 'n rede. Elkeen van ons is hier omdat U elkeen van ons gestuur het na hierdie dorp toe, of omdat U ons voorvaders hiernatoe gestuur het. Here, nie een van ons besit hierdie grond al vir duisende jare nie, maar U doen. Dis U grond. U het ons hiernatoe gestuur. En daarom bid ek en vra dat U vir ons die wysheid en die insig en die kennis sal gee om hier in Gansie, waar ons maar net U rentmeesters is, waar ons maar net die talente ontvang het wat U vir ons kom uitdeel het, Here, om dit reg aan te wend en dit te vermeerder tot eer van U naam. Here, dit was nie vir Salomo altyd maklik om 'n koning te wees nie. Dit was nie vir hom altyd lekker nie. Hy het ook kwaad geword, hy het ook gevoel hy vat sy goed en loop. Hy het ook partykeer teleurgesteld gestaan en gesê, Here, hoekom? Maar omdat hy van U wysheid, insig en kennis gevra het U hom in elke situasie die nodige leiding gegee om dit te kan hanteer. Here, wanneer ons partykeer moeg en moedeloos is en voel maar niks maak sin nie en voel dat, ja Here, hoekom en waarom is ons hier en wat is die plan? Dat ons net weer kan vra, Here, maak ons gehoorsaam aan U, aan die opdrag wat U vir ons gegee het. Maar Here, gee vir ons wysheid, insig en kennis om dit wat nou op ons tafel is, na die beste van ons vermoë tot eer van U naam te kan hanteer. Seën ons, Here, soos wat U vir Salomo geseën het, in Jesus se naam. Amen.